To him who lives eternally, they never cease from saying, Holy, holy is Yahweh Almighty, worthy, worthy to receive all glory. You created everything by Hallo julle, Hallo Stefanie. goeiemôre. En ons daar ver van die Weskus af. Dit gaan goed. Ons is dankbaar vir wonderlike weer in Gauteng en is so lekker om julle te sien. Ons het eintlik lanklaas so mekaar gesien, né? So Ja, so voordat ons begin wil ek vir Dieter vra om net vir ons vir ons Abba Vader welkom heet in ons gesprek. Abba Vader, in die naam van Yeshua, ons meester en ons verlosser, bid ons vanoggend. En ons sê vir U baie dankie Vader vir hierdie lekker geleentheid om bietjie te gesels. Vader, ek bid en vra vanoggend vir net 'n kalmte en 'n vrede. En ek bid vanoggend Vader dat U asseblief die tegnologie sal seën en dat daar geen onderbreking sal wees nie. Vader, ek bid en vra dat hierdie woord en boodskap wat vanoggend opgeneem word by die regte mense sal uitkom en dan natuurlik bid en vra ek Vader dat dit op die regte ore sal val. Vader, ek bid en vra dat U asseblief hierdie saad sal gebruik en dit absoluut laat manifesteer sodat U koninkryk Vader uitgebrei kan word. Ons bid dit in die naam van Yeshua, ons meester en ons verlosser. Amen. Amen. Ag, dis lekker. Hoor dit nou, julle is Dieter en Elmie van Wyk en op ons openingsslide sal hulle julle pragtige gesin ook sien. En wat ek en julle het nou al baie lekker gesels aanlyn. Ons het saam Hebreëus bestudeer en dit voel vir my ek ken julle so goed. Al het ons mekaar nog nie eers self ontmoet nie. Maar die wêreld van julle nou ontmoet. So vanoggend wil ek hê julle moet vir ons 'n bietjie meer vertel van die Van Wyks van Loetswil. Ja, Stefanie, ek sal sommer begin. Ons is 'n redelike groot gesinnetjie. Ons bly hier in Loetswil in die Weskus en ek is in die onderwys. Vrou Elmie bied kunstklasse aan en ons het 4 kinders. Die oudste raak hierdie jaar 16 en die jongste enetjie raak 6. So dis nogal 'n hele spulletjie. Daar's 4 van hulle en 'n klomp honde. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Absoluut. Ja, ons het 'n lekker groot gesin. Ja, dis baie lekker en ek haal so my hoed vir jou af want ek was ook meer as 32 jaar in die onderwys. En nou gebruik Abba my vaardighede om in sy koninkryk en dit is vir my baie lekker. Maar ek haal my hoed af vir jou in die onderwys en ek seën jou ook met die werk wat jy daar doen. En dan wil ek ook lekker gesels vandag met Elmie. Ons sien jou pragtige skilderye, ons het die inleiding gesien wat so pragtig is en Abba gebruik jou intens in sy diens. En ek wil vir jou vra Elmie, wat inspireer jou om hierdie wonderlike, want al jou skilderye getuig, is 'n getuienis en die woord gaan uit. Wat inspireer jou om hierdie wonderlike werk vir Abba Vader te doen? Sjoe, Stefanie, eers kan ek net sê alle eer aan Vader. Sonder hom sal ek dit nie kan doen nie. Hy het van kleins af al het my lief gemaak vir kuns. Ek teken en verf van kleins af. Dis wonderlik. Ja. Ek het nog nooit verstaan regtig hoekom ek hierdie talent het nie. Maar vandat ons op 'n paar waarhede afgekom het en 'n baie naby pad met Abba en Yeshua begin loop het ons ons hele lewe het verander.
En vir die eerste keer het ek verstaan hoekom ek hierdie talent gekry het, want dit is asof dit net wou oorborrel en ek het dit is soos 'n lig, dis soos 'n geskenk wat jy kry Ja. en hier hoe ek dit kan oordra. En baie keer wanneer ek 'n spesifieke tema aanraak, dan getuig dit ook van 'n tydperk waardeur Abba my vat in my lewe. So dan ontdek ek 'n baie spesifieke ding waardeur hy my neem en dit is dan ook wat op my canvas uitkom. So dit is wonderlik. Ek kan maar net getuig dat daar al baie mense is wat baat gevind het daarbey en wat regtig gevoel het dat dit iets is wat vir hulle gemaak is. So ja. Elmé, ek is so inspireer. Ek wens ek kan my hele huis vol hang van jou skilderye, want hulle praat met 'n mens. En ek wil ons gehoor regtig ook aanmoedig om te gaan kyk na Elmé se skilderye en dit in hierdie boodskap van ons, want hierdie podcast van ons noem ons die pad van waarheid en dat ons dit ver en wyd deel, want dit is baie belangrik dat die woord uitgaan. Abba het my opgerig ook en dis my wonderlik dat jy jou talent amper meer ontdek het toe jy die pad van waarheid ontdek het. En Abba het vir my ook eers nadat ek op hierdie volle pad van waarheid begin loop het, met olyftakbedieninge verder uitgebrei het hy my ook geleer en dat daardie lig is 'n wonderlike getuienis, want ek ervaar dit wanneer ek 'n boodskap bring, dan preek jy amper meer vir jouself. En soos jy sê, wanneer jy daai spesifieke skildery skilder, praat Abba met jou en dan gaan die woord uit. En dis vir my wonderlik. Is daar een skildery wat jy vir ons wil uitlig wat die meeste met jou hart gepraat het? Sure, nee, ek kan regtig nie reg een spesifiek uitlig nie. Ek dink elke keer die een waarmee ek besig is of wat nou net van my esel afgekom het. Soos ek sê vir jou, dit is die ding wat Vader my deurneem op daai stadium en dit is verskillende skilderye getuig van verskillende dele. Jy weet die skildery wat gaan oor die voete wat oor die water stap is 'n tyd wat ek vir Abba ten volle moes leer vertrou om die volgende stap te neem al kon ek nie sien waarheen ek gaan nie. Loop op die voete. Absoluut, ja. En dan is daar skildery wat gaan oor absolute jy weet aflê van jouself waar ek die fisiese op my knieë gaan kon uitbeeld en sê Jenny, hier is ek. Nou moet jy my hierdie onlangse ene wat nou net hier so agter Dieter se kop is, gaan spesifiek ook oor hierdie tyd, hierdie aftel van die weke waarin ons op die oomblik is, en die afwagting van die uitstorting van die Gees. Jy weet, en dit is daai afwagting wat ek probeer uitbeeld. Jy weet, ons is so opgewonde daaroor. Ons wag vir hom, ons kan nie wag dat hy kom nie. Ja. En al is dit dan net weer 'n ervaring met die fees van Shavuot, dat ons weer, want dis dieselfde dag wanneer die wet gegee is, wat die Ruach, die Heilige Gees gegee is. En Abba het besef, ons kan nie alleen die pad loop nie. Ons het die Ruach nodig. En dis baie keer daai lig, nê. Nou, wat ek wil Dieter nou hier in die gesprek inbring en sê Dieter, jy skilder self en jou skildery is so pragtig. En ek is so beïndruk met julle hele gesin se skilderytjies. En wat 'n verantwoordelikheid het julle dat Abba vir julle daai kindertjies gegee het. Julle is 'n samengestelde gesin. En dis nie altyd maklik nie. Ek was self deel daarvan en nog self deel daarvan. En hoe Abba mense bymekaar bring wat hy 'n plan mee het. En nou wil ek 'n baie belangrike vraag vra en julle kan weer te vat om bietjie my te antwoord. Die verantwoordelikheid wat ouers het wat tieners het met spesifieke talente. En ons wat op die pad van waarheid is, loop 'n ander pad as ander mense.
En dit het ek en jy het eendag daaroor gepraat dat die mense dink ons is weird. Maar ons moet afgesonder lewe, dis wat Abba die opdrag gegee het. En die ou vertalings het gesê heilig, maar afgesonder sê dit beter, want ons moet anders lyk as die wêreld om lig en sout te wees. So Dieter, en dan Elmi, wat is julle geheim? En hoe help Abba, en wat se raad kan julle ander mense gee wat in hierdie situasie is? Want ek weet my kinders sukkel met hulle kinders wat tieners word. Vertel vir ons bietjie, gesels lekker met ons. Stefanie, ek dink die uitdaging bly dat ons bly in die wêreld. Met ander woorde, ons is almekaar blootgestel aan die wêreld se verwagtinge en die wêreld se, jy weet, in terme van die skool, die sport. Ons is in 'n samelewing wat eintlik vaskyk aan hierdie tipe van goed, en dit is absoluut in teenstelling met Vader se woord. So die kinders word konstant eintlik maar gedruk om 'n keuse te maak. En Nou ons kan in terme nee. Hulle word, Ja. Skus ek jou in die rede vir hulle word gekonfronteer met dit wat lekker en oulik is daar buite. En ons wil ook Ja. dan so lyk. Presies. So hulle word, soos wat jy sê, gekonfronteer met hierdie keuses, maar dit bly op die einde van die dag keuses. En ons as ouers stel vir hulle die feite en ons leer hulle volgens Vader se woord, maar op die einde van die dag bly dit hulle keuse. Elkeen van hulle staan in 'n verhouding met Vader. Ja. Jy weet, vir die kleintjies wat nou op hierdie stadium 8 en 6 is ons besig om te leer, maar die ouer twee is op hulle eie pad. Ons kan nie iets spesifiek op hulle afdwing en sê julle moet nou Shabbat, Sabbatdag hou en julle moet nie gaan deelneem aan sport ensovoorts nie, maar ons kan vir hulle net die riglyne gee en dit is wat ons doen. Maar op die einde van die dag is dit hulle keuse om dan te besluit wat is die pad wat hulle moet stap. Want elkeen van ons is self verantwoordelik en moet elkeen van ons self eendag voor Vader kom staan. En dit is wat ons vir hulle probeer leer. Ons kan hulle nie in 'n blik druk om te sê julle moet die volgende doen nie. So deur ons voorbeeld hoop ons dat hulle ons voorbeeld sal volg en agter ons sal aanstap, maar dit is 'n saak tussen hulle en Abba. Dankie dat jy dit sê, en as ek mag voor Elmi praat, dis vir my so belangrik, want onthou, in die Hebreëse kultuur, en ons hou daarvan om van die Hebreëse kultuur te praat, want to be a Hebrew is something different than to be a Jew. Ja. So, want Yeshua was 'n Hebrew. Ja. En in hulle leefwyse op 13 sien hulle dat die kinders oorgaan in die volwasse wêreld. En hulle het die bar mitzwa en hulle het die barbarga, as ek onthou, ek vergeet nou die vrou, die meisietjies se seremonie, hulle het 'n seremonie. Ja. En wat my wonder, ek was my kleinseun het, toe hy 13 was, besluit hy wil self my vriendin sê deur die diepwater gaan, hy is gedoop, ek hou nie van die woord groot gedoop nie, hy is deur die mikwa, hy is deur die water, en hy het self 'n besluit geneem. En dit is vir my wonderlik, want dis soos jy sê, wanneer hulle daardie ouderdom het, kan ons nie meer eintlik vir hulle sê wat om te doen nie. Dan, Ja. en hy het wonderlike profetiese woord gekry, en ek eer Vader daarvoor. So, dis 'n belangrike tyd, wanneer hulle dan van 13, 14 is, dat ons hulle ook dit sê, van nou af, is jy self verantwoordelik vir jou geestelike lewe. Ja, as mens nou so praat, dan klink dit mos nou baie maklik. Maar dit Maar is dis nie maklik nie, want ons is nog steeds mense en ons is nog steeds feilbaar en ons sit nog steeds met ons vleeslike pakkie. So ons het ook elke dag daai streweling binne onsself van wat is reg en verkeerd. So ons as ouers maak ook foute en ons maak baie keer foute. Ja. Maar die belangrike ding is dat ons op 'n punt kom waar ons kan sê, kyk, ek het 'n fout gemaak, of jammer my kind, ek was oor hierdie ding ook verkeerd gewees. En op daardie manier kan 'n mens respek heen en weer kweek tussen jou en jou kind. En ja, ek dink die belangrike ding is, as 'n mens hulle kan bewus maak daarvan hoe belangrik dit is, dat hulle ook vir hulle self moet intree. Dit is so wonderlik om te sien met die twee kleintjies wat nou groot geword het binne hierdie
Kan ek Raamwerk sê van- raamwerk wat ons nou het, ja. Die pad van Hoeveel hulle Vader. verstaan en hoeveel hulle weet en hoe dit reeds hulle lewe begin rig het. Dit is ongelooflik om te sien en ek is wil ek amper sê jaloers daaroor omdat ons as kinders dit nie gehad het nie. Dit is En so. terwyl 'n mens by die ouer twee so duidelik kan sien dat daai fondasie is nie daar nie. En jy weet nou moet 'n mens begin amper probeer terugbou, agteruitbou Ja. om die fondasie van die begin af te probeer lê en dit is baie moeiliker as kinders 'n bietjie ouer is om dit te doen. Maar aan die ander kant die positiewe deel daarvan is hulle kan in hulle eie lewe al uit hulle eie ervarings uit sien die goed en die sleg en die keuses wat hulle moet maak en dit wat daaruit voortvloei kan hulle self ook dan sien goed ek het hierdie keuse gemaak en dit was die gevolg gewees. So eintlik maak dit 'n baie lekker praktiese manier om vir jou kind te leer ook, jy weet met insidente wat gebeur. Ja, en ek dink dit is so belangrik. Ek het gelukkig so groot geword dat jy in die woord gegrondves moet wees en by jou gebedslewe. En dit is die twee pilare wat ons verhouding met Abba Vader uit ontstaan. En as jy nie daai en ek eer vandag Abba Vader al het my ouers miskien nog in die kerk gewees en in 'n ander pad geloop, het hulle 'n wonderlike geloofspad geloop en 'n wonderlike voorbeeld vir ons gewees. Maar ek sien die keuses wat gemaak word is nog steeds jou eie. En Ja. ek sê dankie want Lucielle het in ons vorige podcast genoem, dis nie noodwendig foute van ons ouers nie. Abba met die tegnologie wat nou net oopbreek, begin die mense die pad van waarheid ontdek. En dis waarom ek ook hierdie reeks die pad van waarheid noem. Want olyftakbedieninge is geroep om die bruid toe te rus. En ons moet, en dalk my raad aan julle sal wees, lei julle twee oudstes op om die bruid te wees. En dis 'n nuwe ontdekking. En elkeen moet maar by Abba Vader en by die woord gaan stil staan en kyk, hoe word ek die bruid? Ja, nog iets wat julle met ons wil deel uit julle ervaringsveld en miskien raad wil gee vir mense wat dalk nog nie hierdie pad ontdek het nie en hierdie podcast raakloop en agterkom maar wat is hierdie pad van waarheid wat hierdie mense van praat? Weet jy, Stefanie, ek kan dalk miskien net so 'n paar goedjies noem. In ons lewe was die doop absoluut kragtig. Jy het nou net daaraan aangeraak, daaroor gepraat en vanaf ons twee gedoop is, het dinge, dis amper asof die skille van ons oë begin afval het en dinge het vir ons oopgebreek. Ja. So die doop was vir ons definitief 'n kragtige gebeurtenis in ons lewens. Dis die een ding. Die volgende ding is om self ons Bybels te vat en te lees. En nie na ander mense toe te hardloop nie. Jy tyd in die woord te spandeer en regtig vir Vader te vra, Vader, wys my, leer my. Ek het 'n behoefte om U beter te verstaan. Ek het 'n behoefte om in U weë te wandel. En dan is hy getrou. Jy weet, hy gaan dalk nie vandag vir jou die antwoord gee nie, maar oor 'n paar dae gaan hy vir jou definitief En wys dis 'n lang in sy pad. woord. Dis 'n lang pad. Dis die ding en die ander ding is ons het 'n geneigtheid as mens om te hardloop na pastore toe en dominees ensovoorts en mense met wie ons dink ons weet wat vir ons dalk kan help en dis nie altyd die antwoord nie. Ons moet hardloop na Vader toe. Vader is die een wat die antwoorde, hy is die een wat vir ons kan lei na die waarheid toe en dit is nogal 'n ding wat ons moet afstaan, jy weet, is om hierdie ding na mense toe te hardloop en self met hom te praat. Jy weet, hy is die een wat ons aan mekaar gesit het. Hy is ons geneesheer, hy is ons skepper, hy is die een wat in beheer is. En dis baie belangrik dat ons daai stappie neem om te sê, weet ek gaan nie meer luister na ander mense nie, maar ek gaan self vir my gaan soek wat staan in die woord geskryf en dit is 'n belangrike punt dink ek. Ja, en dan jou persoonlike gebedslewe, want wanneer jy voor Abba se troon kniel, is dit wanneer sy Ruach en sy Heilige Gees
in jou gees die waarheid openbaar. Want 2007 het niemand my geleer nie. Ek het pas kwalifiseer as pastoor en ek het oral die waarheid gesoek en ek het net besef, net hy kan my leer en net hy het geleer. Ek het niemand geken wat die pad van waarheid loop nie. Maar net sy ruach het my stap vir stap en dis ek sê, julle ervaar dit seker ook is 'n lang pad, want dis 'n pad van elke dag omdraai en elke dag die waarheid soek. Ja, dis die een kant en dan die ander kant is dis hierdie ongelooflike geskenk wat jy ontvang. Jy weet, dit is soos hierdie skat Ja. wat jy ontdek en jy is so opgewonde en jy wil met almal dit deel en jy het hierdie dis hierdie wow, jy weet ek dink byvoorbeeld aan die feeste. As ek gaan Ja. dink aan die feeste en die betekenis, hoe dit alles verwys terug na ons Messias, Yeshua toe en ek dink Ja. byvoorbeeld aan die Shabbat en die betekenis daarvan. Dis ongelooflik. Jy weet, dis so dieper, ryker belewenis en jy weet die ander gedeelte is wat ek dalk ook net wil noem is ons begin by die Ou Testament met die gedagte dat die Ou Testament is oud en dis verkeerd. Die Ou Testament is die fondasie. Ons kan nie 'n boek lees en die laaste kwart van die boek wil lees en dan die eerste gedeelte weggooi. Met ander woorde begin in die Nuwe Testament. Ons moet begin by die begin. En dit is waar ons dinge soveel beter begin verstaan het. Dis toe ons begin kyk het in die Ou Testament, wat staan daar? Die Bybel is een boek van begin tot einde. En dis belangrik om daardie konsep te verstaan en te probeer om te gaan kyk reg aan die begin. Wat het Vader gesê? En jy sal sien, dit is een duidelike string boodskap wat deurvloei van die begin tot die einde. Ja, en hoe ons Messias openbaar word in die Torah en ook die eerste 5 boeke en ook in die profete. En ek het 'n teacher gehad wat hy was 'n dokter in Pretoria en hy het altyd ons geleer, dan het hy 'n klokkie. Dan as hy praat van Ou Testament dan lui die klokkie sodat ons onthou dis nie oud nie. En dit is die ongelukkig baie van die wanpersepsies wat baie mense het. En dan is daar sekere boodskappe wat uitgaan en mense glo dit maar net en hulle gaan delf nie self in die woord nie. En baie van, en dit is belangrik om te onthou, vir ons almal, dat wanneer Paulus gepraat het baie keer van die wet, is die vertaling so dat ons dink hy praat van die eerste 5 boeke, dis nie waar nie. Hy praat van die oorgelewerde wette van die Jode. En ongelukkig is die vertaling so dat ons nie verstaan van watter wet hy praat nie. En dan wil ons die wet weggooi. En iemand het vir my gesê die wet is vervang. Ek sê nee, hy is nie vervang nie, hy is vervul deur Yeshua. En wat ons moet doen, ons moet gaan dit ontdek. Want dit is die verbond en is deel van die bruid se oprigting en opleiding. Want die verbond van Sinaï, die wet in totaliteit, nie net die 2 tablette nie, die wet in totaliteit is die ketubah. Dis 'n groot Hebreëse woord, maar dit beteken eintlik verbond. Dis Vader se verbond met sy bruid en mense begryp dit nie. Ja, sy huweliksooreenkoms, sy Ja, huwelikskontrak, wil ek en amper sê. daai proses is so wonderlik. En dis ook weer 'n hele nuwe gesprek wat ons dalk eendag weer kan hê. Wat ons praat Absoluut. oor daai huweliks seremonie van die Galileërs en wat so wonderlik is dat dit absoluut uitkom in die verlossingsplan van ons meester en ons koning. Ons is nou by, laat ek kyk of 'n minute. Ja, ons moet dalk maar begin afsluit, so 'n laaste ietsie van julle elkeen vir ons gehoor en ja, daar's en wat se boodskap sal julle wil uitstuur in die wêreld as Dieter en Elmi? Ja, skus voordat julle aangaan wil ek ook sê Dieter, I applaud you in Engels. Ek eer jou vir die klein videoetjies wat jy uitstuur. Dis wonderlik en mag Abba goeie grond gee vir jou klein videoetjies. Ons seën dit. Baie dankie Stefanie. Ja, ons hoop dit kom by die regte mense uit. Ag Stefanie, miskien net 'n laaste gedagte is Yeshua het gesê dat die wêreld ons gaan haat, dat dit nie 'n maklike pad is nie.
maar hy maak die belofte en hy sê hy het die wêreld oorwin. So ons lewe is nie net in die nou waarna ons nou vaskyk nie. Ons moet ook besef daar's 'n ewigheid saam met ons verlosser en saligmaker. En ons het elke dag hierdie keuses waarvoor ons moet staan. En as Vader jou hart prik en Vader wys iets vir jou en hy deel iets met jou en hy skud jou fondasies, moenie dat dit iets is dat jy dit net afskryf en wegsit nie. Gaan soek. As hy met jou besig is, moenie hardkoppig wees soos wat ek was al die jare en ongehoorsaam nie. Buig jou knie, submit, soos wat die Engelse mense sê, en ek dink Vader sal definitief jou op 'n pad vat, 'n ongelooflike pad, en gee aan hom die Waarheid eer. openbaar. Absoluut. Ja, ek dink net, ons kan net aan hom al die eer gee, want hy het ons gesin gebring op 'n punt, op die berg, jy weet, waar ons moes kies. Hy het vir ons die keuse gegee, het gesê, hier's die lewe en hier's die dood, kies jy. En ons as gesin het die lewe gekies. En Halleluja. ons het gesê van nou af, ons en ons huis sal vir Jahwe dien, en dit is waarvoor ons staan. En ons sal nooit kan terugkyk nie. Die prys wat ons moes betaal is nie te veel nie. Nee, Dit is die want keuse die wat ons prys gemaak is het. vir ons betaal. Dit is so Absoluut. wonderlik, ja, deur ons Ja. Messias en Yeshua. En vir elkeen wat luister, as jy nog wonder, hoekom praat ons van Yeshua? Yeshua is sy regte naam. Jesus was die Griekse naam wat hulle gekies het vir hom, maar Yeshua beteken soveel meer. Dit beteken verlossing, oorwinning. En ons moet daarop staan en ons moet dit gebruik, want dit is so wonderlik dat ons hierdie pad kan loop. En ek wil julle seën en ek wil ons gehoor seën vandag. Mag Abba julle seën. Mag hy sy aangesig wat sy Shekinah glory is, oor julle laat skyn. Mag hy sy gesig oplig in genade en liefde aan julle en aan julle kinders. En mag hy vir julle sy shalom gee. Sy shalom wat baie meer is as net vrede, maar ook dat hy elke oomblik by ons is en gesondheid gee en voorspoed gee. Dankie vir die gesprek. Dit was heerlik om met julle te kuier. Ek Dankie, weet ons Stefan. kan dit elke week doen. En mag hy Dit is baie lekker. al die saad wat julle saai, mag dit groei in sy koninkryk. Eendag gaan ons saam dans in die hemels se strate. Ons roep maar. Dankie Stefanie, dankie ook vir jou. Dankie vir die geleentheid om met jou te kon praat. Dit is vir ons lekker. Ons waardeer jou insaag, jou insprake in ons lewens. Al kan ons nie altyd so by mekaar uit nie wanneer die kwartaal besig raak, maar jy's in ons gebede. Ons is baie lief vir jou en Vader seën jou. Baie dankie en bid vir Olyfdag en vir Tehila. Ons sal. Ons maak so. Dankie Stefanie. Lief vir julle. Geseënde Lief vir dag jou. verder. En mag Dankie in ons selfde. land, wat vandag is verkiesingsdag, mag in ons land sy wil geskied. En mag ons die krag kry om sterk te staan. Absoluut. Baie dank aan elkeen wat gekyk het en geluister het. Like en share en subscribe en deel asseblief met julle geliefdes. Tot volgende week. Aan elkeen, shalom.